Welkom een en elkeen in die naam van Jesus en het is wonderlik om weer saam met julle te kan praat. Ek wil vandag saam met julle praat oor waarom wil jy sterwe terwyl jy kan lewe. Dit is opgeteken daar in Esegiel 18 vers 31, jy kan dit naslaan daar. En die rede hoekom ek vandag daaroor wil praat is, lang terug, net toe ek dit inkeer gekom het daar iets gebeur. My vriendin wat saam met my op skool was, graad 4, 5 en 6, terwyl ek vir haar in die dorp kry, vraag sy vir my, of ons nie vir haar wil kom diens hou nie, met ander woorde kom kerk hou, by haar woning nie. En ek vraag vir haar hierdie vraag, wanneer wil jy hê, moet ons die diens kom hou? En sy antwoord was, enige tyd. En terwyl sy vir my gesê het, enige tyd het hy, en hy self week in, hy was die Saterdag, die donderdag, gaan ek toe werk toe, en ek kom terug, ek is moeg gewerk, ek sit op die bank, en ek hoor, die Heilige Gees sê vir my, sy het gesê, enige tyd, nou die tyd is nou, jy moet nou gaan, ek sê my Here, ek is baie moeg, ek is moeg vanaand, en my lichaam is uitgeput, en dat is ook plus minus 5 tot 6 kilometer distansie tussen ons twee. En ek klim toe op die fiets, maak my toe klaar, en ek rijd toe met die fietsie af. 6 kilometer met die fiets. En die diaken weet nie van die kerkie, niemand weet van die kerkie, niemand weet van die diensie. Ek gaan toe na die diaken, hy sê, nee, is fijn, is oké, ons gaan die naam van die Here lieflik groot maak. Ons kom toe daar, die diaken preek, ek sal het nooit vergeet, hy preek, die aan, preek hy oor, dit was vir my iets baie goed gewees. Hy preek toe, Saulus op pad na Damaskus, en hy maak toe 'n uitnodiging, en hy vraag of sy nie Jesus 'n kans wil gee na lewe nie, maar sy het gesê, sy wil glad nie, die aan Jesus 'n kans na lewe. Dit was die donderdag aan, ek is toe weer op die fiets, en ek gaan toe weer huis toe, en ons allemaal gaan huis toe. Die Saterdag kom ek in die dorp, en daar kom iemand na my toe aangehardloop, en sê vir my, Christy, ek vraag wat is dit? Hy sê, die vriendin waar jylle donderdag aan kerk gehou het, is dood. Ek vraag wat het gebeur? En hy sê vir my, haar boyfriend het hom in die piksteel mors dood geslaan, een in die kop. Hy het nog so opgeskote sien, en sy sterf. Die rede hoekom ek julle die verhaal vertel, is om sodat ek vir u kan die skrifgedeelte kan beklemtoon vandag, dat waarom wil jy sterwe, terwyl jy kan lewe. Die Here seën u.